Goeiemôre en welkom by ons erediens. Ons trek nou al by die maand van Februarie. Kan julle glo vinnig die tyd verbygaan? Ek hoop dat jy in die eerste maand van die jaar alreeds die Here se seën kon ervaar het. Mag jy ook onthou as dit so besig gaan, dat hy altyd by jou is en dat hy jou nooit alleen laat nie. Dis 'n voorreg vir ons as NG Moedersdrif om as 'n geloofsgemeenskap ook weer vanoggend die Here se woord oop te breek en mag die Here vir ons kom wys wat hy daardeur vir ons wil leer. Ek lees vir ons graag ons fotum vir vanoggend. Dit is uit ons teksgedeelte uit Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Geliefdes in die Here, ek groet julle in sy naam. Mag jy weet dat hy jou liefhet. Amen. Kom ons sing 'n lied saam wat getuig van die Here se liefde. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Halleluja, 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 halleluja. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Halleluja, 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 halleluja. Ons hoor so baie oor liefde in ons kultuur. Liefde het eintlik 'n goedkoop woord geword. Ons gebruik dit maklik. Ons sê dat ons lief is vir ons eggenoot of ons familie, maar ons sê ook ons is lief vir ons kar, lief vir ons honde, lief vir oefen of rugby of bier of skoene. En so maak ons hierdie woord regtig nogals goedkoop. Maar wat beteken liefde? Liefde word oor die algemeen gesien as 'n emosie, 'n positiewe gevoel teenoor iemand of iets. Maar as God oor liefde in die Bybel praat, dan beteken dit iets heeltemal anders. Dit gaan nie hier oor leepraatjies of vlugtige gevoelings nie. Agape liefde, soos in die Bybel verduidelik, is ware, onvoorwaardelike liefde. En dit is om jouself vir iemand anders neer te lê. Dit is die liefde wat uitgaan na buite en dit is God se liefde vir my en vir jou.
Dit is dan ook die liefde wat Jesus vir ons bewys het, toe hy sy lewe neergelê het vir ons sondes. Dit is die liefde wat God beskryf en wat Jesus self oor praat in die woord en wanneer hy op aarde is. Ons lees in Johannes 13 van liefde en hier demonstreer Jesus eintlik 'n groot daad van liefde deur diensbaarheid, deur sy disippels se voete te was. Wat het hier gebeur? Hoe lyk die liefde hier? Kom ons vind uit. Kom ons lees saam in Johannes 13 vers 1. Disippels se voete gewas. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou gaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnedoek wat hy om hom gebind het af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus het hom geantwoord, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. Petrus sê toe vir hom, u sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. Jesus het hom geantwoord, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe sê Simon Petrus vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Maar Jesus sê vir hom, iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie. Want Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boklere aantrek en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle sê dit tereg, want ek is dit. As ek julle Here en leermeester dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak soos ek gemaak het. Amen, amen, ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. Ek sê dit nie vir julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Die een wat my brood geëet het sy hakskeen teen my gelig. Ek sê dit nou reeds vir julle voor dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo dat ek is. Amen, amen, ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wie my gestuur het. In hierdie gedeelte waar Jesus die disippels se voete was, verstaan Petrus eers nie hoekom Jesus sy voete wil was nie. En dan weier hy volstrek dat Jesus dit doen. Ons lees in vers 8, u sal beslis nie my voete was nie, tot in die ewigheid nie. En dan antwoord Jesus hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Dit is hoe Jesus dan aan Petrus verduidelik, hoekom dit so belangrik is, dat hy wel sy voete was, sodat hy deel sal kry aan Jesus, sodat die verhouding tussen hulle verbind sal word, sodat hy sal weet, hy staan in 'n verhouding met die lewende God. Hy verduidelik verder in vers 20, amen, amen, ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom, wie my
gestuur het. En daarna is Petrus dan sommer baie gewillig. En dan vra hy vir Jesus om nie net sy voete te was nie, maar ook sommer sy hande en sy kop. En dan kom Jesus en antwoord vir Petrus op 'n baie interessante manier. Hy verduidelik eintlik dat iemand wat gewas is, klaar skoon is en dat dit net nodig is om sy voete te was. En hiermee bedoel Jesus dat Petrus reeds gered is. Sy geloof in wie Jesus werklik is, dat Jesus vir hom 'n Here en 'n leermeester is, dit red hom alreeds. En met sy bekering is hy skoon gewas van alle vuil, alle sonde, alle verkeerd doen en kan hy in oorgawe nou hierdie verhouding met die Here opneem, sy lewe aan Jesus wy. Tog, al is hy gered, sit die stof van die donker wêreld aan sy voete en dit is dan ook daarvan wat Jesus hom wil was. En so verbind Jesus hom aan sy disippels deur verhouding en deur die bewys van liefde en diensbaarheid. Jesus wil vir jou vandag dieselfde kom doen. Hy wil aan jou genesing en vergifnis kom bied, waar sonde en ego ons baie keer so inhaal. Daar waar ons die wêreld moet afwas en waar ons die verhouding met hom moet herstel. Onthou, jy is gered, jy is klaar skoon, jou geloof in die Here as jou ware leermeester maak dat jy skoon is. Hy het jou verlos, hy het jou gered, maar jou lewe kan anders lyk as die wêreldse stof nie daaraan vassit nie. Wanneer dit afgewas word, kan jy by die doel uitkom wat die Here vir jou lewe het. En nadat Jesus sy disippels se voete gewas het, verduidelik hy ook aan hulle, dat as hy nie hulle voete was nie, dan het hulle nie deel aan hom nie. Met ander woorde, hulle is dan nie 'n verdere getuienis in die wêreld nie. Hy verduidelik aan hulle voete was is nie net bloot vir hulle eie onthaalwe nie, maar juis dat die liefde van God in die wêreld moet kom. Dat hulle nou voete moet kry, dat die liefde voete moet kry in die wêreld. En in vers 14 en 15 sê hy, as ek, julle Here en leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek gemaak het. Hierdie 2 verse herinner my aan 2 ander gedeeltes in die Bybel. Eerstens aan Markus 10 vers 45, waar Jesus sê, die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ook Filippense 2 vers 8 tot 9, waar daar staan, hy het homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk bo elke naam. Jesus kom leer in hierdie gebaar van diensbaarheid vir sy disippels hoe ware liefde lyk. En dit word 'n voorbeeld van ware liefde, van agape liefde, van onvoorwaardelike liefde, wat hy ook uiteindelik aan die kruis vir ons bewys het. Hierdie liefde is nie bloot 'n gevoel nie. Dit is nie 'n emosie nie. Dit is 'n besluit. 'n Besluit om lief te hê en diensbaar te wees. En dit word sigbaar in dade van diensbaarheid. En so kan ek en jy dan ook besluit om God se liefde te toon aan ander. Ons kan besluit om onsself vir iemand anders neer te lê, omdat Jesus dit eerste gedoen het. Wat hierdie daad van Jesus en hierdie kleurryke verhaal van Johannes, wat alles vir ons so mooi beskryf en vertel, nog meer besonders maak, is Judas se rol hierin en Jesus se optrede teenoor hom. Ons lees meer as 4 keer in hierdie verhaal oor kenosis. Jesus het geweet en dit beklemtoon sy godheid,
dat hy alwetend was, dat hy geweet het, Judas sou hom verraai het. Maar, dit keer nie vir Jesus, om Judas se voete te was nie. Dit keer nie vir Jesus, om nog steeds brood aan Judas te bedien nie. Ons lees hier in vers 21, tot en met 30, nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroerd, en het hy getuig en gesê, Amen, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het na mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, wie hy baie lief gehad het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou kon wees van wie Jesus gepraat het. En hy het toe teruggeleun teen Jesus se bors en vir hom gesê, Here, wie is dit? En Jesus het hom geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal indoop en aangee. Toe hy die stukkie brood ingedoop het hy dit geneem en aan Judas, seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het Satan hom ingevaar en toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy gou doen. Niemand van die wat daar aangeleun het om te eet, het verstaan waarom hy dit aan Judas gesê het nie. Omdat Judas die geldbeurs gedra het sommiges gedink dat Jesus aan hom gesê het, gaan koop vir ons, vir wat ons vir die fees nodig het, of dat hy iets aan die armes moes gee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het hy onmiddellik buitentoe gegaan, en dit was nag. Ons hoor in hierdie gedeelte van Johannes 13, net nadat Jesus die disippels se voete gewas het, net nadat hy ook Judas se voete gewas het, dat hy ontsteld was, en dat hy toe aan hulle geopenbaar het, dat daar een van hulle is, wat hom sou verraai. Maar dit keer hom nie, om nog steeds vir Judas die brood te breek, en dit aan hom aan te bied nie. Jesus toon steeds diensbaarheid en liefde teenoor Judas. Hy offer aan hom vriendskap en verbond. Al kies Judas eerder die donker en die wêreld en om te sondig. En hierdie is vir my en jou 'n voorbeeld van hoe ons ook ons vyande kan hanteer en moet hanteer. Onthou, God offer steeds genade en liefde en vriendskap en saamloop verhouding aan hulle. Wie is ons om dit dan van hulle te weier? Ons kan nog steeds vir hulle bid. Ons kan nog steeds aan hulle genade bewys en ons kan nog steeds teenoor hulle diensbaar wees. Want Jesus self het dit ook gedoen. Hoeveel keer het ek en jy nie ook weer eens Jesus se vergifnis en sy liefde nodig nie? En hy offer dit vir ons. Hy offer aan ons verhouding. Hy offer vir ons vriendskap. Wanneer ons dit verwerp, dan word ons wêreld donker. En die stof van die wêreld gaan sit aan ons. Maar waar ons oorlaat aan hom, waar ons oorgee en hom toelaat om weer ons voete te kom was, ons weer te kom skoonmaak, ons weer te kom vergewe, ons te kom reinig van ons sonde, daar ervaar ons sy vergifnis en sy liefde in ons lewe. En dit kom weer ons lewe binne. Hierdie kunststuk wat hier langs my op die vensterrak staan, is deur iemand hier in ons gemeente, Larrenay Bekes. En sy het dit vir ons gegee hier vir ons gebedskamer. En dit beeld haar eie ervaring uit, van hoe sy ervaar het, Jesus haar voete kom was het, hoe hy vir haar genesing kom bring het, hoe sy liefde haar lewe binne gedring het, en haar lewe nooit weer dieselfde was nie. Jesus bied verhouding aan elkeen van ons, wat oorgee en sy naam aanroep. Onthou tog ook vandag uit hierdie gedeelte wat ons hoor, voete was beteken om ook mekaar skoon te maak van die donker wêreld waarin ons wandel. Jesus het vir sy disippels gesê in vers 14, as ek dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.
Om in hierdie wêreld te loop en om hier te wandel beteken dat ons partykeer die vuil en die donker van die wêreld gaan optel. En dan het ons skoonmaak nodig. Ons moet mekaar help om skoon te word. Ons moet mekaar help om God se vergifnis en liefde te ervaar. En dit beteken dan ook om iemand lief te hê en om liefde te bewys teenoor iemand beteken ook om diensbaar te wees. Maar dit beteken nie net om mense goed te laat voel nie. Dit beteken ook om mense te help om skoon te kom. So as ons kan saamvat, wat is ware liefde? Die NIV Study Bible beskryf agape liefde as the selfless concern for the welfare of others. It is like Christ's love manifested on the cross. Ek beskryf altyd vir die paartjies wat voor my sit wat wil trou, dat ware liefde nederige diens aan mekaar is. En Jesus self kom gee vir ons sy nuwe opdrag van liefde met sy nuwe gebod hier in vers 34 tot 35. Ons lees 'n nuwe opdrag vanaf vers 31. Nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê: Nou is die seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Vers 34 tot 35, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Die Engels in hierdie gedeelte sê dit eenvoudig. Love one another. Ware liefde is doen. Ware liefde is 'n besluit, nie 'n emosie nie. En ware liefde is om jouself vir iemand anders neer te lê, want Jesus het dit eerste gedoen. In diensbaarheid kom genesing en skoonmaking en ons doel vir die lewe. In Johannes 13 kom stel Jesus dit vir sy disippels duidelik. Hy stel vir hulle 'n voorbeeld van ware liefde wat voete kry en voete was. Kom ek en jy, gaan maak ook so. Amen. Here God, ons word sommer oorweldig en so nederig gemaak deur hierdie verhaal vandag. 'n Verhaal, Here, van totale diensbaarheid, wat u ware liefde vir die mens kom demonstreer. Here, dankie vir hierdie storie. Dankie dat ons uit die disippels se verhaal oor hoe hulle voete gewas is deur u self kan leer wat dit beteken wanneer u ons voete was. Here, dankie dat u ons wil kom skoonmaak. Dankie dat ons ook kan weet u het ons reeds kom red. Ons is gered as ons u as Here en leermeester aanroep. Maar Here, elke nou en dan het ons ook nodig om die wêreld en die donker van ons af te was. Dankie dat u dan gereed staan. Dankie dat u aan ons vriendskap en liefde offer en dat u die verhouding tussen ons en u kom herstel. Help ons, Here, om dit dan ook met ander, selfs met ons vyande, te gaan doen. Help ons om ook diensbaar te gaan wees. Help ons sodat ons liefde ook voete sal kry en dat ons ook voete sal gaan was in 'n donker wêreld, sodat ander sal hoor wie u is en u sal verheerlik. Kom seën ons, Here. Kom maak ons skoon. Kom gee ons die krag en die moed en die ywer en die dapperheid om ook te gaan voete was, om ook te gaan dien. Want selfs u, Jesus, het gekom om te dien. Mag ons die voorbeeld volg. Ons is so lief vir u. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings
Wat belangrik is ons loods vandag op 1 Februarie vir die maand in die volgende 2 maande ons barmhartigheidsprojek. Ons gaan vir Februarie en Maart insamel vir Luipaardsvlei te huis vir bejaardes. Die inwoners van Luipaardsvlei is behoeftig en ons gaan vir hulle insamel 'n paar lekker dinge wat vir hulle sal laat voel dat hulle ook die Here se liefde sal ervaar, 'n paar skoonmaakmiddels. Bring gerus dit vir ons kerk toe, kom plaas dit hier in ons mandjies en dan gaan ons ook vir hulle met ons Jeep uitreik. Aan die einde van Maart gaan ons vir hulle ietsie vat om vir hulle te laat voel hulle is belangrik. Ons neem dan vir hulle hierdie skoonmaakmiddels en ons neem dan ook vir hulle koekies. So stuur ook asseblief enige koekies kerk toe. En dan op 15 Maart gaan ons uitreik met ons jeugspan en ons gaan hulle laat voel dat die Here hulle liefhet. So kry ons liefde in die gemeente ook voete in die gemeenskap. Stuur gerus jou produkte saam, bring dit kerk toe en as jy ook saam met ons daai dag wil uitreik, kom kontak ons en kom saam. En dan verder geluk aan almal wat verjaar. Ons dink aan die wat op die siektelys ook is, veral Renet Klaasen wat 'n ruk terug beroerte gehad het en nog sukkel om te herstel daarna en almal anders wat dalk nie op die lys is nie. Ons bid vir julle en ons weet dat die Here by julle is en dat die Here sy genade en sy liefde aan julle sal bewys, ook deur die diensbaarheid van ander. En dan sien ons uit na 'n nuwe maand. Ons sien uit om elke Sondag ook van hierdie maand Jeep te hê, ons jeug te hê en ook saam erediens te hou, geloofsgemeenskap te wees en voort te gaan met ons DJ waar ons deur Johannes die evangelie saam reis. Ons kom nou al hoe nader na die tyd van Jesus se kruisiging en ons sien ook uit om in hierdie tyd Paasfees saam te vier in die maand van April wat binnekort aanbreek. Mag die Here dan vir jou in hierdie week goed wees. Voor ons dan die seën van die Here ontvang, kom ons sing 'n lied saam wat getuig van sy liefde wat nooit eindig nie. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde van God vergaan nooit nie. Mag God sy liefde aan jou bewys en mag jy dit aan ander gaan bewys. Amen.